Okay, julle, ons gaan aan met Deuteronomium 6. Bevel om die gebooie van God te bewaar en om hom lief te hê, beloftes van God. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verborgene dinge wat die Hemelse Vader julle God beveel het om julle te leer, sodat julle kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem. Dat die Hemelse Vader jou God dat jy hom kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en dat jou dae kan verleng word. Hoor dan, Israel, onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die Hemelse Vader, die God van jou vaders, jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor, Israel, die Hemelse Vader, onze God, is die enigste God. Daarom moet jy die Hemelse Vader, jou God, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet op jou voorhoofdsband tussen jou oë wees. Daar is weer die verwysing na die merk op jou hand en jou voorkop. Gaan aan by vers 9. En jy moet dit op deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Hemelse Vader, jou God, jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om jou te gee groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap nie, en wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word. Neem jou dan in ag dat jy die Hemelse Vader nie vergeet, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Hemelse Vader jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Hemelse Vader jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Hemelse Vader jou God nie teen jou ontvlam nie, en hy jou van die aarde af verdelg nie. Jy mag die Hemelse Vader julle God nie versoek, soos julle hom by 'n massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Hemelse Vader julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg is en goed is in die oë van die Hemelse Vader, dat dit met jou kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Hemelse Vader aan jou vaders met 'n eed beloof het. Terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag, soos die Hemelse Vader gespreek het. As jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Hemelse Vader onze God julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Hemelse Vader het ons deur die sterkte van sy hand uit Egipte uitgelei. En die Hemelse Vader het groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En hy het ons daarvandaan uitgelei en ons gebring sodat hy ons in die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. En die Hemelse Vader het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Hemelse Vader, onze God, te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, en ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal geregtigheid vir ons wees, en ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou, voor die aangesig van die Hemelse Vader, ons God, soos hy ons beveel het.
Okay, Deuteronomium 7. Voorskrifte omtrent die gedrag van Israel teenoor die inwoners van Kanaan en hulle afgoderry. As die Hemelse Vader, jou God, jou inbring in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitgejaag het, die Hethiete, die Girgasiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Ferisiete, Hewiete en Jebusiete, 7 nasies, meer en magtiger as jy. En die Hemelse Vader, jou God, hulle aan jou oorgee dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak nie, en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag nie jou dogter gee aan sy seun nie, en sy dogter nie neem vir jou seun nie, want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien, en die toorn van die Hemelse Vader teen julle laat ontvlam, en hy jou verdelg. Maar julle moet met hulle so doen, hulle altare moet julle omgooi, en hulle klippilare verbrysel, en hulle heilige boomstamme omkap, en hulle gesneede beelde met vuur brand, want jy is die volk geheilig aan die Hemelse Vader jou God. Jou het die Hemelse Vader jou God uitverkies, om al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Hemelse Vader het welgevallig aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Hemelse Vader julle lief gehad het en 'n eed gehou het, wat hy vir julle vaders gesweer het die Hemelse Vader julle met 'n sterke hand uitgelei, jou uit die slawehuis uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Jy moet dan weet dat die Hemelse Vader jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou in die 1000ste geslag. Maar aan die wat hom haat, aan elke persoonlike vergeld hy dit om hom te vernietig. Hy sal met sy hater nie versuim nie. Hom persoonlik sal hy dit vergelde. Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Hemelse Vader jou God vir jou 'n verbond en 'n goedertierenheid hou wat hy jou vaders besweer het. En hy sal jou lief hê en jou seën en jou vermenigvuldig, en hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrug van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee in die land wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Geseënd sal jy wees bo al die volke, daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie, en die Hemelse Vader sal elke krankheid van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie, maar hy sal dit lê op almal wat jou haat, en jy sal die volke verteer wat die Hemelse Vader jou God aan jou oorgee. Jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie, want dit sal vir jou 'n struik wees. As jy in jou hart dink, hierdie nasie is meer as ek, hoe sou ek hulle dan verdrywe? Wees dan nie bevrees vir hulle nie, dink gedurig aan wat die Hemelse Vader jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoeking wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders, en die sterke hand, en die uitgestrekte arm waardeur die Hemelse Vader jou God jou uitgelei het. So sal die Hemelse Vader jou God aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. En die Hemelse Vader jou God sal ook die perdebye onder hulle stuur, totdat hulle omkom wat oorgebly het, en wat vir jou weggegryp het. Skrik nie vir hulle nie, want die Hemelse Vader jou God is by jou, 'n groot en gedigte God. En die Hemelse Vader jou God sal hierdie nasies langsamerhand voor jou uitjaag,
Jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Maar die hemelse Vader, jou God, sal hulle aan jou oorgee en hulle in groot verwarring bring tot hulle verdelg word. Ook sal hy hulle konings in jou hand gee, dat hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn. Niemand sal teen jou stand hou, totdat jy hulle verdelg nie. En die gesneede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand. Die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie, want dit is vir die hemelse Vader, jou God, 'n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring, nie sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê, en dit geheel en al as 'n gruwel beskou, want dit is onder die banvloek. Okay, ons lees Deuteronomium 8, vermaning tot gehoorsaamheid deur 'n opsomming van die groot weldade van God. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en in besit neem, wat die hemelse Vader aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die hemelse Vader jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jy verontmoedig en die beproewinge om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verontmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die hemelse Vader uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die hemelse Vader jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die hemelse Vader jou God, om in sy weë te wandel en hom te vrees, want die hemelse Vader jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine, onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring, gars, wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. En jy sal eet en versadig word, en die hemelse Vader jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag, dat jy die hemelse Vader jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordeninge en insettinge, wat ek jou vandag beveel het, nie te hou nie, sodat jy nie miskien die eet versadig word nie, mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en jou goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart dan verhef, dat die hemelse Vader jou God vergeet wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het nie, wat jou deur die groot vreeslike woestyn gelei het, deur die giftige slange, skorpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit 'n klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, en wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verontmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en sterkte van my hand het vir hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die hemelse Vader jou God, dat dit hy is wat die krag gee om rykdom te vererwe, dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogtans die hemelse Vader jou God vergeet, en agter ander gode aanloop en hulle dien, en voor hulle neerbuig, verseker ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Soos die nasies van die hemelse Vader voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die hemelse Vader, julle God, nie geluister het nie. Ons gaan aan met hoofstuk 9, herinnering aan Israel se opstand en oortredinge.
Hoor Israel, jy trek vandag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem wat groter en sterker is as jy, stede wat groot en tot aan die hemel versterk is. 'n Groot volk van hoë gestalte en die kinders van die Enakite, wat jy self ken en van wie jy hoor sê het, wie kan standhou voor die kinders van Enak? Weet dan vandag dat die Hemelse Vader jou God, die een is wat voor jou oortrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe, tot niet maak, soos die Hemelse Vader jou beloof het. As die Hemelse Vader, jou God, hulle voor jou uitverjaag, moet dan nie in jou hart spreek en sê, die Hemelse Vader het vir my terwille van my geregtigheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie. Want weens die geloosheid van hierdie nasies, verdrywe die Hemelse Vader hulle voor jou uit. Nie terwille van jou geregtigheid nie, en die opregtheid van jou hart nie, kom jy in, om hulle land in besit te neem nie. Maar weens die geloosheid van hierdie nasies, verdryf die Hemelse Vader, jou God, hulle voor jou uit. En om die woord te vervul van die Hemelse Vader vir jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, wat gesweer het. Weet dan, dat die Hemelse Vader, jou God, nie terwille van jou geregtigheid, jou hierdie goeie land gee, om dit in besit te neem nie, want jy is 'n hardnekkige volk. Dink daaraan, vergeet nie hoe jy, die Hemelse Vader, jou God, in die woestyn vertoorn het nie, van die dag af, dat jy uit Egipte land uitgetrek het, totdat jylle by hierdie plek gekom het, was jylle wederstrewig teen die Hemelse Vader. Ja, by Horeb het jylle die Hemelse Vader vertoorn, sodat die Hemelse Vader toornig was op jylle, om jylle te verdelg. Toe ek op die berg geklim het, om die kliptafels te ontvang, die tafels van die verbond, wat die Hemelse Vader met jylle gesluit het ek 40 dae en 40 nagte lang op die berg gebly. Brood het ek nie geëet nie, en water nie gedrink nie. En die Hemelse Vader het my die 2 kliptafels gegee en beskrywe met die vinger van God. En daarop al die woorde soos die Hemelse Vader op die berg uit die vuur met julle gespreek het, op die dag van die vergadering. En aan die einde van die 40 dae en die 40 nagte het die Hemelse Vader my die 2 kliptafels gegee, die tafels van die verbond. En die Hemelse Vader het vir my gesê, staan op, klim hier vandaan, gou af, want jou volk wat jy uit Egipte uitgelei het verderflik gehandel. Hulle het gou afgewyk van die weg wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote beeld gemaak. Verder het die Hemelse Vader met my gespreek en gesê, ek het hierdie volk aangesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my staan, dat ek hulle verdelg, en hulle naam onder die hemel uitdelg. En ek sal jou 'n nasie maak, wat magtiger is, en meer as hulle. Daarop het ek omgedraai en van die berg afgeklim, terwyl die berg met vuur brand, en die 2 tafels van die verbond was in my 2 hande. Toe sien ek dat julle waarlik teen die Hemelse Vader julle God gesondig het, en julle vir julle 'n gegote kalf gemaak het. Julle het gou afgewyk van die weg van die Hemelse Vader, wat hy julle beveel het. En ek het die 2 tafels gegryp, en dit uit my 2 hande gegooi, en dit voor julle oë verbrysel. Daarop het ek voor die aangesig van die Hemelse Vader neergeval, soos die eerste keer, 40 dae en 40 nagte lang. Brood het ek nie geëet nie, water nie gedrink nie. Vanweë julle sonde wat julle begaan het, deur dit te doen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, en hom te terg. Want ek was bang vir die toorn en die grimmigheid, waarmee die Hemelse Vader op julle so toornig was, dat hy julle wou verdelg, maar die Hemelse Vader het my die keer ook verhoor. Ook was die Hemelse Vader baie toornig op Aaron, sodat hy hom wou verdelg, maar ek het ook vir Aaron in die tyd gebid, en ek het julle sonde en die kalf wat julle gemaak het geneem,
en dit met vuur verbrand en dit stikkend gestamp, terdee gemaal totdat dit so fyn so stof was, en die stof het ek in die stroom gegooi wat van die berg afkom, ook by Tabera en by Massa en by Kibrot Hatawa het julle elke keer die Hemelse Vader vertoorn. En toe die Hemelse Vader julle uit Kades Barnea gestuur het met die woorde, trek op en neem die land in besit, wat ek julle gegee het, was julle wederstrewig teen die bevel van die Hemelse Vader, julle God. En het julle nie geglo en na sy stem nie geluister nie. Wederstrewig was julle teenoor die Hemelse Vader van die dag af dat ek julle ken. En ek het neergeval voor die aangesig van die Hemelse Vader, die 40 dae en 40 nagte wat ek neergeval het, omdat die Hemelse Vader gesê het dat hy julle wou verdelg. En ek het vir die Hemelse Vader gebid en gesê, Hemelse Vader, stort u volk en u erfdeel wat u deur 'n grootheid verlos het, wat u uit Egipte deur 'n sterk hand uitgelei het, nie in die verderf nie. Dink aan die knegte van Abraham, Isak en Jakob. Kyk nie na die hardheid van hierdie volk of na hulle goddeloosheid en hulle sonde nie, sodat die land waar u ons uitgelei het, nie kan sê, omdat die Hemelse Vader hulle nie kon bring in die land wat hulle beloof het nie, en omdat hy hulle haat, het hy hulle uitgelei om hulle in die woestyn te laat sterwe. Hulle is tog u volk en u erfdeel, wat u deur u groote krag en u uitgestrekte arm uitgelei het. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 10. In die tyd het die Hemelse Vader vir my gesê, kap vir jou 2 kliptafels, soos die eerstes, en klim op die berg na my toe. Maak vir jou ook 'n ark van hout, en ek sal op die tafel skrywe die woord wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het, en jy moet dit in die ark sit. Toe het ek die ark van akasia hout gemaak, en 2 kliptafels soos die eerste gekap, en op die berg geklim, en die 2 tafels in my hand. En hy het op die tafels volgens die eerste skrifte die 10 woorde geskryf, wat die Hemelse Vader op die dag van die vergadering by die berg uit die vuur met julle gespreek het. En die Hemelse Vader het dit aan my gegee. En ek het omgedraai en van die berg afgeklim, en die tafels in die ark gesit, wat ek gemaak het. En dit was daar, soos die Hemelse Vader my beveel het. En die kinders van Israel het van Berot Bene-Jaakan weggetrek na Mosera toe. Daar het Aaron gesterwe, en daar is hy begrawe, en sy seuns Elisiar het die priesterampt in sy plek bedien. Daarvandaan het hulle weggetrek na Goedgod, van die Goedgod na Jabat, in die land van die waterstrome. In die tyd het die Hemelse Vader die stam van Levi afgesonder om die verbondsarke van die Hemelse Vader te dra, om die aangesig van die Hemelse Vader in die diens te staan en in sy naam te seën tot vandag toe. Daarom het Levi geen deel of erfenis saam met sy broers nie. Die Hemelse Vader is sy erfdeel, soos die Hemelse Vader jou God hom beloof het. Nuwe vermaning tot gehoorsaamheid van vers 10 af. En ek het op die berg gaan staan soos die vorige dae, 40 nagte lank. En die Hemelse Vader het my ook die keer verhoor. Die Hemelse Vader wou jou nie in die verderf stort nie, maar die Hemelse Vader het vir my gesê, staan op, gaan heen, om voor die volk uit verder te trek, dat hulle kan inkom en in die land kan besit neem, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. En nou, Israel, wat eis die Hemelse Vader jou God van jou, as net om die Hemelse Vader jou God te vrees, en al sy weë te wandel, en om lief te hê, en die Hemelse Vader jou God te dien, met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou van die gebooie van die Hemelse Vader en sy insettinge wat ek jou vandag beveel het, dat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Hemelse Vader jou God behoort die hemel, ook die hoogtes in die hemel,
die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die hemelse Vader welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. Besny dan jou vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie, want die hemelse Vader julle God is die God van die gode, die grootmagtige en gedigte God, wat die persone nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwees en die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdelinge lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Die hemelse Vader, jou God, moet jy vrees, moet jy dien, en hom moet jy aanhang, en by sy naam sweer. Hy is jou lof, en hy is jou God, wat hierdie groot en vreeslike dinge, wat jou oë gesien het, aan jou gedoen het. 70 siele sterk het jou vaders na Egipte afgetrek, maar nou het die hemelse Vader jou God jou gemaak soos die sterre van die hemel, 'n menigte. Tot sover.